verlede week afgeskop het, wat ons sê, wat ons wêreld nou nodig het. Nou, as jy daai stelling hoor, dan dink jy nou, eerstens, jy kan al jou eie mind begin opmaak van wat het ons wêreld nodig, beter leiers, beter skole, beter educational sisteme, beter rugby spelers, beter TMO's, beter refs, al daai tipe dinge, alles wat rondom dit aangaan. Maar, die doel van hierdie reeks en waar dit gaan is om seker te maak die wêreld het volwasse Christene nodig, ware Christene. Christene, mense wat Christus se lewe replicate, wat lewe met dieselfde prioriteite as wat Jesus geleef het. Dit is hoekom ons hierdie reeks doen, om te ontwikkel en te kan kyk, hoe kweek ons hierdie ding, sodat ons hierdie wêreld kan ingaan, wat duidelik hulp nodig het. Hoe kan ons hierdie wêreld ingaan en ons kan Jesus gaan wees, ons kan Jesus gaan replicate vir die wêreld daar buite. En die rede vir hierdie reeks is om te kyk, hoe lyk dit vir ons? Hoe maak ons dit vir ons 'n realiteit? Want dit klink baie wishy-washy en dit klink baie amazing en ons droom groot om te dink, yes, ons gaan nou lewe soos Jesus en hy was vir ons die perfekte voorbeeld en ons wil nou so gaan lewe daar buite, maar hoe doen ons dit? En die rede vir hierdie reeks is ook, Paulus skryf vir ons hierdie ding en hy gee vir ons eintlik die antwoord. En hy gee vir ons hierdie lys van die vrug van die Gees. Nou, al is jy nie as 'n Christen, al is jy nie net in die hele wêreld van kerk toe gaan en alles rondom dit, of al is jy al vir 'n tydjie daar en jy het net al vergeet ook waar staan dit, is dit nie vir jou onbekend nie. Jou ma of ouma het een of ander kalender in die badkamer opgehaat of op die yskas gehad, wat dit iewers 'n dingetjie van koenboeke op was, rondom die vrug van die Gees, en so het almal sulke mooi, interessante magnete gehad rondom dit. Dit was of Psalm 23 of Jesaja 43, of het was nou die vrug van die Gees. So jy het daai opsies gehad van wat jy kon gedoen het, en hulle het net elke keer 'n nuwe design uitgebring, sodat jou ma kon geval het vir daai scam om dit te betaal. Maar so nou is almal soos, ja, dit was jy actually, dis jou ma, of jy sit dalk selfies van dit was jy gewees. Maar hierdie lys is kenmerke van 'n volwasse Christen. Hierdie lys van hierdie vrug van die Gees is kenmerke of tekens van 'n persoon wat lewe volgens hoe Jesus geleef het. En wanneer jy hierdie lys gaan sien, gaan jy ook nie verbaas wees om te dink, maar of dit gaan jou nie baie oortuiging vat om te weet dat, okay, maar as ek so gaan leef, dat die wêreld gaan verander nie. Dit maak sin. Dit is logies. En dit maak vir ons sin om dit so te doen. En die hoofrede ook vir hoekom ons hierdie goeie sal begin leef. As jou fokus in die begin is, baie keer voordat ons inval met waar ons praat en alles, as jou hoofrede vir hierdie is, myself, ek wil my wêreld beter hê, ek wil my werksomgewing beter hê, dis great. Maar as die fokus net is op jouself, en dit is die rede hoekom jy dit doen, dan is jy op die verkeerde pad. Jy is op die verkeerde plek. Hierdie moet iets wees wat van binne af gedring word. Dit moet iets wees wat jou hart breek. My favorite vergelyking of parable in die Bybel is waar Jesus hierdie storie vertel van hierdie persoon wat vir sy baas of sy leier geld skuld. En dis 'n baie groot bedrag. En hoe die dinge gewerk het in daai tyd is, as jy dit nie kon betaal het nie, kon hulle jou toesluit, hulle kon jou kinders en jou familie ook toesluit, jou vrou, al daai goeders, hulle kon alles van jou weggevat het. En sy leier kom na hom toe en hierdie ou smeek hom en sê, ek het dit nie, ek kan dit nie vir jou gee nie. En sy leier spreek hom vry en hy sê vir hom, dis okay, dis vergewe, ons vergeet daarvan. En iemand het hierdie persoon ook iets geskuld, maar iets baie kleiner as wat hy geskuld het. En hy dring daarop aan, dat daai persoon moet terugbetaal. En, toe die persoon dit nie kon doen nie, toe laat hy die persoon toesluit. En toe sy leier dit hoor, toe was hy furious. Want die hele punt is, ons het iets ontvang. Hoekom sal ons dit nie vir iemand anders te wil hê nie? Hoekom sal ons dit nie vir iemand anders te wil gee nie? En dis waar die ding gaan. En dit is hoekom Paulus dit ook noem, die vrug van die Gees, daai ding wat ek gesê het, dat dit moet van binne af gebeur. Dit moet 'n natuurlike proses wees, wat van binne af kom en van binne af gekweek word, dat jy nie kan help, dat dit net uitkom nie.
die natuurlike proses van 'n appelboom wat net appels kan produseer. Dis al wat hy kan doen. Dit is sy natuurlike instink om dit te doen. Hy kan nie iets anders, hy kan nie en dan sal 'n lemoentjie wat hang nie. Dit is nie hoe dit werk nie. Dit is ons DNA, want ons het hulp nodig. Ons het hierdie hulp nodig van binne af. Ons het hierdie hulp nodig, want ons menslike instink is nie altyd in lyn met wat Jesus geloop het, en hoe hy geloop het, en hoe hy geleef het. Ons menslike instink is nie altyd in lyn, soos wat die woord vir ons sê. Dis 'n natuurlike proses om baie keer kwaad te raak, of te reageer op enigiets soos dit. En ek het hulp nodig, en ek's 'n professionele Christen. Ek's voltyds in hierdie ding. Julle ook eintlik, moenie worry nie, julle is ook voltyds. Maar julle het nou gehoor, ek is definitief voltyds hier, so ek is met alles hier betrokke. Ek dink jy het my net aangestel vir my looks. Ek is net hier so wat ek die posterboy kan wees vir alles. Ek joke, is nie, gaan nie oor my nie. Maar ons het hulp nodig. Ek het hulp nodig, jy het hulp nodig. Paulus het hulp nodig gehad, toe hy geskryf het, toe hy hierdie goeders vir ons gee. En hy begin, en ons het verlede week ook ingegaan in dit, en hierdie week praat ons praat nou oor die vrug van die Gees, en die tweede een is vreugde, of joy. En ons het 'n klomp verskillende woorde, blydskap, gelukkigheid, alles rondom dit. Maar ons praat vandag oor vreugde, oor joy. En jy sal agterkom, daar is 9 kenmerke van hierdie vrug, en ons is nou in die tweede een, so hence, dit is 'n 9 weke proses, so maak seker jy volg dit. Maak seker jy gaan kyk op YouTube as jy 'n Sondag nie hier kan uitkom nie. Maar ek wil jou nooi en jou aanmoedig, kom, join ons. Kom journey saam met ons deur hierdie, so wat ons inklim in. Maar verlede week toe spring ons in, en ons gaan in Galasiërs 5 in, en Paulus skryf vir ons in haar eerste deel, hy sê, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Weet jy, ons het nou ja gesê vir hierdie ding. Ons het ja gesê vir hierdie hele Christen journey. Ons het gesê, ja Jesus, ons klim in, ek is committed. En die ding is nou, wat hy hier vir ons sê is, wees in lyn met dit. Luister die hele tyd. Wees wakker, wees gereed om te luister. En ons het 'n paar weke terug gepraat oor hoe hoor ons God se stem, hoe om te luister, die reeks wat ons genoem het luister, so gaan check ook op YouTube, daar's 'n playlist rondom dit, wat ons al ons preke daar aangesit het, so asseblief gaan luister ook na dit. Maar ons het nou gesê, ons is nou op 'n plek waar, okay, yes, ek is committed, die Gees is by my, hy is in my. En nou moet ek in lyn kom met dit, want wat gaan gebeur in 'n paar verse voor dit, in vers 22 tot 23, gaan sê dit, hier is nou die vrug van die Gees. Maar die vrug wat die Gees voortbring, weer eens, wat die Gees voortbring, want soveel keer, weer eens, in ons menslikheid, kan ons van self iets dink. Ek kan my gedragsmodifikasie kan ek so in lyn bring, en ek kan goeders leer, en ek kan myself leer, okay, moenie so reageer nie, moenie so reageer nie. Ek moenie daar doen nie, moenie dit doen nie, en ek weet, ek moet so optree, maar, dit gaan vir jou onmoontlik wees, om in jou menslike effort, hierdie te kan volhou. Sorry, maar, you fail. Dit is menslik, dit gaan gebeur. Nou, daai vrug is liefde, vreugde, waar ons vandag praat, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En wanneer jy daai lys sien, dan sien jy nou sien. As ons dit kan begin implementeer in jou werksplek, as ek dit kan implementeer by my klasse, by my skole, by my vriendekringe, mense met wie ek besigheid doen, dit sal amazing wees. Dit sal 'n wonderlike wêreld wees. En jy sal sien ook, liefde is in die begin. Liefde is soos waar ons verlede week ook gepraat het, jy het vir ons 'n lekker intro gegee tot hierdie hele reeks, toe hy gepraat het na liefde toe. En as jy gaan kyk na elke liewe een ook, sal jy 'n lyntjie kan sien, wat teruggetrek word ook na liefde toe. Want liefde was Jesus se nommer 1 prioriteit in sy bediening hier op aarde. Want so lief het God die wêreld gehad. Liefde was die fokuspunt gewees. En weer eens, dit is Jesus se verhouding ook met dit, was ook 'n ding met Vader, met sy Vader, was nie 'n, kom ek gaan werk nou in my tyd van bediening nie, maar dit was 'n verhouding wat geanker was in liefde. Nou, vandag, so wat julle gesien het, praat ons oor vreugde, ons praat oor joy.
En ek gaan kyk so 'n bietjie toe na die definisie daarvan en dan sê dit ook nou joy, a deep feeling of great pleasure and happiness. Dit is 'n diep gevoel hier binne jou van vreugde, blydskap, gelukigheid. En as dit uitkom, die werkswoord daarvan is rejoice. En dadelik dink ons aan 'n plek van worship. Maar ongelukkig, julle partykeers hier van vooraf. Is dit ek leef in oorwin, ek leef in die lig, voor U staan ek nou in verwondering. Hoor daai woorde wat ons sing. In U is daar oorvloed. Want dit is volbring. En ek sal U prys in verwondering. Maar is 'n hartseer situasie. Hoe dit partykeers lyk. Ons het in 'n tradisionele plek groot geword waar jy moet net prim en proper wees, mooi lyk. Moet nou nie te belaglik wees nie. Moet nou nie jou skouers seermaak om jou hand op te lig nie. Dit is okay. Jy kan nie dit of moenie eers durf dat jou hande na mekaar toe kom en teruggaan en weer na mekaar toe kom in ritme nie. En dat dit 'n geluid maak. Ek leef in oorwinning. Ek leef, maar nee. Dit lyk nie oorwinning nie, dit lyk nie lig nie. Dit is 'n verskriklike storie as dit kom by ons worship partykeers. Want ons leef dit nie uit nie. Ons leef nie hierdie goeders uit nie. Ons hoor nie partykeers wat ons sing nie. En dis vir my iets waar ek baie passief vir is. En ek wil jou encourage met dit ook. Laat dit vir jou 'n aksie word wanneer ons worship. Wanneer jy God aanbid vir alles wat hy vir jou kom doen het. As ons kan sê ek leef in oorweldig U liefde, U drome vir my. I speak Jesus. Oor elke donker stuk ding, ek wil lewe kon spreek oor elke donker ding in hierdie wêreld. Maar Here, ek lyk asof ek al klaar dood is en daar's iets aan die gang. Ek weet nie wat dit aangaan nie. En die ding is, dis nie iets wat jy moet forceer nie, maar dis iets wat hier binne moet gebeur. Want ons emosies is baie keer 'n seisoen tot 'n seisoen ding. John Piper praat oor hierdie amazing ding. Want hy gesê het soos wanneer hy praat oor emosies en die belangrikheid daarvan, is dat jy nie noodwendig, ons het al soveel keer ook gesê, moenie emosionele besluite maak nie. Want jy kan nie jouself forceer om gelukkig te wees nie. Jy kan jou bes probeer en jy kan dit laat lyk asof jy gelukkig is. Maar ek kan nie vir myself sê wees happy, wees happy, wees happy en dan ewe skielik gebeur dit nie. En die probleem is dan hierdie gefake it till you make it tipe situasie. Dit gaan nie van self gebeur nie, dis nie iets wat jy natuurlik kweek nie. En dan fokus ons op 'n seisoen waar dit wel goed gegaan het. Want my eksterne goeders was goed. En my wêreld buite my was goed. En nou wil ek vir myself sê, maar hoe kom ek weer op daai plek? Of jy sien iemand in jou lewe wat net, dit gaan amazing in hulle lewe. Hulle is altyd happy. Hulle het altyd hierdie vreugde, hierdie joy wat uitkom. En dan vra jy vir jouself, maar hoe kry ek dit? Hoe kom ek op 'n plek waar ek dit kan kry? Hoe kry ek dit 8:00 môreoggend, op 'n maandagooggend? Hoe kry ek dit by 'n werk waar ek nie eintlik nou wil wees nie? Hoe kry ek dit by 'n werk waar ek nie gelukkig is nie? Waar ek nie goed hanteer word nie? Hoe kry ek dit wanneer jy bestuur, jy's op die foon, jou kind agter is besig om hulle pap of sop of roomys of te smeer of op te bring of te bors op 'n seat en jy kan nie daarby uitkom nie, want hulle is te ver en jy moet nog bestuur en kyk waar is en jy's iemand nog op die foon ook nog en dit is 'n verskriklike storie. Hoe kry ek joy in daai oomblik? Hoe maak ek seker dat my wêreld buite nie my vreugde binne kom bepaal? Nou, ek wil vir julle so 'n bietjie inlaat in die week wat ek gehad het, julle. Soos wat ek gedoen het oor vreugde. Julle sal nie glo nie, dit is so ironies. So ironies en partykeer het die Here 'n groot sin vir humor. Maar net om so 'n bietjie vir julle in my lewe in te bring vir wat die week wat verby is en die week wat kom. So ek vlieg vanmiddag, klim ek op 'n vliegtuig en ek vlieg Pretoria toe vir ons worship prosesse wat ons het 'n worship exec meeting hierdie week en ons neem ook 'n worship program wat ons vrystel uit vir ons nuwe worship leiers wat hulle help met opleiding en al daai goeie. So môre en Dinsdag heeldag doen ons dit en dan Woensdag tot Vrydag is ons nou in hierdie meetings heeldag lank. En
daar's soveel prep wat moet ingaan in dit. En nou nog bo op dit het ons môreoggend ook nog 'n groot stadsworship meeting daarso of 'n gathering waar ons self ook live gaan worship lei. En dis ook 'n oomblik waar ons vir Rick Mouser gaan honor want hy tree aan die einde van die jaar af. So dis is 'n groot event, dis regtig 'n groot ding. So daar's baie prep wat in dit ingaan. Nou vra hulle vir my om een van die songs môre te lei ook wat 'n nuwe song is wat ek nog nie gehoor het nie. So nou eerstens, jy wil hom lei met confidence. Enige song wat jy nie leer, jy moet dit die hele tyd luister. Jy moet al so teen die tyd wat jy hom sing, moet jy al so moeg wees vir hom. Jy wil nie eers daai song meer hoor of enigiets soos dit nie. So jy wil baie confident wees in wat jy gaan voorsing. So hierdie week, ons het eers in die begin van hierdie week die songs gekry. En mense dink musiek as jy worship leier as jy luister net worship musiek, so jy ken al die worship songs. Dit is nie so hoe dit is nie. Ek luister nie net worship musiek nie. Nou hierdie week sit ek ekstra tyd in dit ook nog, want dis die prep vir die worship program wat ons opneem, dis die prep vir hierdie groot meetings wat opkom, dis die voorbereiding van hierdie preek wat ook opkom, want JT is weg. So dis worship en preek, JT is weg week. Ek moes sak van hierdie week. Ek moes hom inval. En ek prep en so my tyd is very limited. En nie teen donderdag aand laat weet hulle my, nee die program lyk so 'n bietjie vol, ons gaan daai song cut. Ons gaan hom nie meer doen nie. Toe dog ek van nee, ek check. Julle in hierdie week, julle kan nie glo nie, ek was verbaas met myself en ek was amper ek het frustreerd met myself geraak omdat ek nie frustreerd raak nie. Soos wat ek werk met hierdie goeters. Alles rondom dit. Nou boop dit Vrydag middag kom ek by die huis. Gou al die finale prep goedjies gedoen en alles. Kom by die huis. Ons het nie water nie. Die hele naweek het ons nie water in ons huis nie. So as jy gewonder het ek ruik vandag baie lekker, dan ja, well done. Ek het dit reg gekry. So kon nie stort nie, daar was niks water nie. So ek het elke keer opgestaan met soveel geloof, gestap ek net na 'n kraan toe om te soos nee. Weer nie en dan later dan stap ek weer rond of is uit vir Saterdag, ek kom weer terug en kan net nie wag om by die huis te kom net 'n kraan oop te maak en met die hoop dat daar hopelik net water is nie. So glo my, jy waardeer dit verskriklik baie. Nou Donderdag aand, ek's nog nie klaar nie. Donderdag aand is ons hier besig met band practice. En tydens band practice, ons is besig om hierdie songs te oefen wat ons vanoggend gesing het. En ek kry 'n oproep van ons landlord af hierso. En dis weird, hy bel my gewoonlik nooit, hy bel my nie sommer nie aan. En hy het toe so pas in my kar vas reverse. Julle. En ek kon nie glo die week wat ek gehad het nie en maar tot 'n mate die hele tyd was ek net soos ek was kalm. Ek was rustig. En dit was my die weird ding gewees. Ek sou gewoonlik met so iets sou ek regtig geïrriteerd gewees het. Ek sou gereageer het of ek sou kwaad gewees het of ek sou net kort afgewees het. Maar ek dink nie eers die band het besef dat dit gebeur in daai oomblik. Ek het net nadat ons gechat het gesê ons sal dit uitsort na die tyd. Al my dinge. En dis asof die Here vir my iets wil kom prakties maak het hierdie week, soos wat ek hierdie kom doen het, want ek dink soveel keer is ons approach ook nou weer eens, die Here toets my, hy toets my, en hoekom kan dit nie net goed gaan nie, maar dis net 'n geleentheid, dis 'n geleentheid om iets prakties te maak in jou lewe. Want soos wat ek gesê het, dis baie keer 'n seisoen tot 'n seisoen situasie, want ons moet iets begin kweek in ons, waar dit van self van binne afkom, dat dit jou reaksie is, wat natuurlik gebeur, dat jy even sal verbaas wees met jouself oor hoe jy reageer in tye soos dit. Nou, Paulus was nie die eerste persoon wat gepraat het oor hierdie konsep van vrug nie. Die vrug wat ons dra nie. In die evangelie van Johannes kry ons 'n baie amazing teaching wat Jesus kom bring. En waar hy actually kom praat oor hierdie vrug situasie. En ons gaan nou dit bietjie oopbreek en dis iets wat jy ook heel waarskynlik al baie gehoor het. Maar die ding waar hy praat is hierdie volgende.
vir ons Stellenbossers is dit amazing. So ek is die drywerstok, julle is die lote. Wie aan my verbonde bly en ek aan hulle, dra baie vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Nou, eerstens net, daai woord verbonde, wat hulle daar gebruik, in die Grieks, in party vertalings ook, as hulle sê remain of abide, die vertaling wat hulle daar gebruik, of die betekenis agter die woord wat hulle gebruik, was letterlik om te beteken om op een plek te bly, of, wat hulle ook gebruik het, is om dit te beskryf, om die plek van jou huis te beskryf, waar jy veilig is en waar jy wandel. So nou in die winter, daai op jou bank sit met die kombersie, soppie, koffietjie, hot chocolate, dis daai plek. Dis die beskrywing wat hulle gebruik het van verbonde. Dis 'n verwysing na jou huis, of jou plek van veiligheid, waar jy kan wandel, waar jy kan rustig wees, waar jy kan ontspan. En hierdie karaktereienskappe rondom verbonde, was eerstens om onderdanig te wees. Eerstens, jy submit tot wat God vir jou sê, wat hy vir jou doen. Tweedens, om te rus in dit. Okay, hy het vir my die waarheid geopenbaar, kom ek rus in dit, kom ek set myself in dit, kom ek word een met dit. En dan die derde karaktereienskap is om te fokus op. Om te fokus op God se stem, op sy gesig, op sy woorde, sy opdragte. Om te fokus op wat hy vir jou sê. Dis nie net ek's hier en dan gaan ek aan. Dis 'n konstante, ek's hier, maar ek go. En ek kan go, maar ek kan fokus op hom, en ek kan hom volg, en ek kan luister. En Jesus gaan aan met hierdie teaching in vers 8, dan gaan hy aan en hy sê, dit is juis hierin dat my Vader verheerlik word, dat julle baie vrug oplewer en my disippels is. So weer eens, daar kom hamer hy net op die feit dat eerstens, dit gaan nie oor jou nie. Dis nie oor hoe great jy is, hoe heilig jy is, hoe baie jy bid, hoe baie jy kerk toe gaan nie. Mense gaan nie dit sien nie. Mense gaan nie sien as gevolg van daai heilige aksies wat ons nou in ons wêreld menslike konsep nou sien van, okay, daai is nou 'n Christen. Ou wat hy is elke Sondag by die kerk, hy bid, hy is elke Woensdag by life group, hy is betrokke by 'n band, hy groet mense voor die tyd, hy is soms selfs tyd betrokke by die kids. Al sulke dinge. Dis niks in dit. Hy sê hoe mense sal weet julle my disippels is, as gevolg van die vrug wat julle sal dra buitentoe. En dis groot. Die vrug wat julle gaan dra, wat Jesus gaan verteenwoordig in die wêreld. Hy gaan aan, vers 9. Dan sê hy, soos die Vader my lief het ek julle ook lief. Julle moet aan my liefde verbonde bly. Weerens trek hy die lyn terug na liefde toe. En hierdie is nie 'n godsdienstige aksie nie. Hierdie is nie 'n aksie waar dis 'n rinse and repeat van, okay, Here, ek is in lyn met wat U vir my sê, kom ek dra vrug en U word verheerlik en dan hou ek net aan met hierdie ding sodat ek meer vrug kan dra. Hierdie is nie 'n daai godsdienstige aksie van ek doen sodat ek kan kry nie. Ek moet iets doen sodat daar iets kan terugkom nie. Nee. Dis 'n verhouding geanker in liefde. Dis 'n lewendige verhouding met God die Vader wat geanker is in sy liefde. So wat ek nou gesê het ook oor Jesus en sy Vader ook. Hy was in lyn met wat God vir hom gesê het in sy bediening. Want dit was 'n verhouding wat geanker was in liefde. Dan vers 10. En dink hier waar ons godsdienstige koppies baie keer so 'n bietjie glitch, want baie keer in die Engels dan sê dit ook daai opdragte, dan sê dit ook as commands. En dadelik wil ons kop net deviate terug na die 10 gebooie toe. Of kom ons gaan volg Moses se wette in Levitikus. Of kom ons gaan leer alle Joodse wette. Kom ons gaan volg dit. En 'n ding op dit is wat ek net vir jou wil sê rondom dit, want baie keer het ons hierdie godsdienstige klap weg waar ons voel ons moet alles aanspreek en ons moet alles so approach, alles rondom dit. As jy 'n wet kies, soos as jy ietsie wil volg, net 'n een dingetjie, doen dit, maar volg dan alles. Gaan leer al 613, en ek oordryf nie, al 613 wette wat die Jode moet leer. Gaan leer dan alles, en lewe volgens alles. Dis 'n ding wat baie erg is, want mense kry 'n gly in Christendom.
as gevolg van religion, oor wettiesheid. Mense wat wetties optree, en mense kom op 'n plek waar ek voel, maar ek kry net judgment. Hy sê, so as julle my opdragte gehoorsaam, en ons gaan nou oopbreek wat daai opdragte is, sal julle aan my liefde verbonde bly. Net soos ek ook die opdragte van my Vader gehoorsaam het, en aan sy liefde gebonde gebly het. En in vers 9 sê hy, ek het vir julle gesê, sodat, daai sodat was in Grieks, was dit 'n klossiele woord gewees. Dit was 'n woord wat opgebou het, wat gesê het, die manier en die konteks wat hulle dit gebruik het, wat gesê het, alles wat ek vir jou nou gesê het voor dit, alles wat ek nou vir jou gepreek het, alles het opgebou tot hierdie punt. En hy sê vir hulle, sodat julle my blydskap mag ervaar, en julle blydskap volkome kan wees. Jade het verlede week so goed gepraat oor daai hele konsep van dat ons sal volmaak wees. En hy sluit hierdie ding af en hy bring dit huis toe in vers 12. Dat hy sê, dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief gehad het. So Jesus se vloei in hierdie teaching was, eerstens bly verbonde aan my, bly in hom, deur sy opdragte uit te voer, en sy opdrag, wees lief, soos wat hy lief het. So ons vrug is nie 'n ons planne, ons manier, ek wil werk op alles, sodat dit alles by my kan uitkom nie, die vrug wat jy dra nie. Jesus sê, daar's 2 dinge waarop jy moet fokus. Eerste een is bly in my, en die tweede een is, laat daai in my bly konsep, daai verbonde konsep, laat dit oorspoel in jou liefde verander. Dis hoe jy dit doen. Dis hoe jy dit kweek in jou lewe. Nou, ons next steps, en ons het baie keer hierdie gaan dieper oomblikke vir ons volgende, wat jy nou in hierdie week kan doen, en dit mag dalk vir jou bietjie cheesy wees, wat ek nou vir jou gaan sê, maar wanneer ons fokus op joy, wanneer ons fokus op vreugde, en ons spel dit reg, dit gaan cheesy wees, moenie worry nie, dan kan die goeders uitvloei soos wat Jesus het vir ons hier kom leer het. Maar wanneer ons dit verkeerd omdoen, wanneer ons begin fokus op jouself eerste, is mens op 'n plek waar dit nie kan uitvloei nie, want weer eens, as ek fokus op myself, die you, other, and then Jesus, dis 'n baie buite-binne journey van soek na hierdie vreugde, en soek na 'n gelukkigmakingsproses. En jou eksterne wêreld gaan die heeltyd 'n invloed hê van hoe dit met jou hier binne gaan. En julle, as ek net kyk na my laaste week, my eksterne wêreld, as dit moes gegaan het oor dit, was ek dalk vanoggend nie, en ek kon nie vanoggend met julle praat oor vreugde nie. Want ek sou nie op 'n plek gewees het waar ek vanoggend kon gesing het, wat ek eerstens gesing het, en dan nog hierdie boodskap vir julle bring nie. Maar, wanneer ons dit reg spel, wanneer dit Jesus eerste is, dan ander, ons liefde verander, en dan die vrug wat dit dra in onsself. Dis dan van ons gaan sien ware Christendom hierdie wêreld ingaan. Dis dan van ons gaan sien, en dis dan wanneer die wêreld gaan sien, ook maar Christene, hierdie hele Jesus storie, is so goed soos wat hulle actually lees. Dit is so goed soos hierdie songs wat hulle hoor oor Jesus, en oor hierdie journey. Want, wanneer ek fokus op 'n joy, Jesus, others, dan ek, is dit 'n binne-buite proses van joy. En die ding is wat hierdie vreugde gaan kom doen. Dit gaan afguns verander na tevredenheid. Afguns, die van julle wat wonder, envy, ek het dit hierdie week ook geleer. Net, so julle wonder, ek is nie so geleerd, dat julle dink, ek het net gekies, hou maar als en af, bietjie happy te hou, maar, dit verander, 'n plek van envy, 'n plek van waar jy na mense se lewens kyk, en jy kan hulle nie goed wens nie, verander dit na 'n plek toe, maar ek is tevrede, ek is content, hier waar ek is, nou, dit kom verander, gierigheid, na vrygewigheid toe,
kom verander 'n proses in jou lewe waar jy kan sê, maar ek gee my tyd. Ons sê in hierdie gemeente, ons is ryk met ons tyd en ons skatte en ons talente. Dis iets wat ons glo. Yes, is nou 'n perfekte tyd gewees het om 'n finansiële bydrae te doen. Einde van die preek, lekker warm, alles is aan die gang. Maar ons sê, dis wat hierdie vreugde gaan kom doen. Dit gaan vir jou op 'n plek bring waar jy kan vrygewig wees met alles in jou lewe, nie net finansies nie. Dit kom verander 'n negativiteit na 'n dankbaarheid toe. Mense moet dit geniet om jou te wees. Moenie op 'n plek wees waar jy die persoon is wat altyd mou nie. Die persoon is wat altyd op 'n plek is en jy suur of iemand noem net iets van 'n leierskapsding of 'n regeringsding of iets in daai lyn en dis net dadelik, jy sien hoe daai ouens net ek is hier en ek's reg, ek is net reg om te gou en te mou. Mense moet dit geniet om jou te wees. Mense het dit geniet. Maak nie saak wie daai mense was nie. Mense het dit geniet om Jesus te wees. Dit kom verander. Ek moet nog. Ek het die voorreg om. I get to. Ek is op 'n plek waar ek kan besef dat al my aksies het 'n rede. Al my aksies dra krag. Alles wat ek doen, het ek 'n geleentheid om in mense se lewens in te spreek. Het ek 'n geleentheid om in mense iets wakker te maak sodat hulle iets kan sien van Jesus se lewe. So ek het die voorreg om. En dan dit verander vrees na geloof. Wanneer ons kyk na joy en ons spel dit reg, ons spel dit op die regte manier, verander dit vrees na daai onsekerheid, daai onvrymoedigheid om in iets in te gaan of te commit of om vrywillig te wees of vrygewig te wees. Verander na 'n plek van geloof toe, waar ek kan sê ek kan nie instap en ek vertrou en ek weet die Here het my, dit gaan goed gaan en ek gaan hom verteenwoordig. En die belangrike ding is wat ek net vir jou wil sê, jy gaan nie môre opstaan en jy gaan net soos ek het dit. Ek is happy, vreugde, is hierso. Ek het dit. Dit vat tyd. Gaan kweek dit. Maak seker jy sit jou omstandighede op 'n plek waar jy dit kan kweek. Ek hoor hierdie amazing storie hierdie week van 'n pa en 'n dogtertjie, en die dogtertjie is so 4-5 jaar oud en hulle het tomaties geplant vir die eerste keer in haar lewe. En hulle sit die saadjies in die grond, maak dit nat, alles reg, alles is mooi als agters. En sy vra vir haar pa, maar wat nou? Hoe lank, wat gaan nou aan? Nou sê die pa van, nee, dit vat tyd. Ons moet 'n bietjie tyd gee. Dus hulle sê van, okay, maar kan ons gaan swing 'n bietjie of iets. En hy sê hulle gaan swing 'n bietjie en hy stoot haar en dit is seker so 5 minute en hy vra vir sy vra vir hom, kan ek gaan kyk of die goeders al, en sy spring af en sy gaan kyk en sy sien daar het nog niks gebeur nie. En sy sê, maar wat gaan nie aan? Hoekom moet dit nou nog hier gebeur? En hy sê vir haar, dit gaan net nog 'n bietjie langer vat. En sy sê, like what, 5 minutes? En toe sê die pa vir haar, ja, ietsie soos dit. Dat ons sal besef, dit vat tyd. Maak, al wat ons nou kan beheer, is die omstandighede waarin daai saadjie is. Maak seker, jou grond is op 'n goeie plek. Maak seker jy gee dit water, konstant. Nie net 'n once-off, amazing holy feeling nou vandag nie. Maak dit iets in jou, binne jou, deel van jou lewe. En maak seker die omstandighede is goed. Maak seker jy sit jouself in 'n plek en in 'n wêreld waar hierdie kan groei. Maak seker jy sit jouself op 'n plek waar hierdie kan begin blom en waar dit eventually op 'n plek kan kom waar dit kan vrug dra. So kom ek bid vir ons. Here, dankie dat ons vanoggend op 'n plek kan wees waar ons kan induik eerstens in u woord, Here, en wat u planne is vir ons lewens. Dankie dat ons op 'n plek kan wees waar ons kan hoor wat u hart is vir ons. Hoe u wil hê ons moet hierdie wêreld ingaan en mense se lewens gaan verander vir die goed. En Here, dankie dat u ons help, dankie dat u vir ons die krag en dissipline gee om in te klim in hierdie, dat ons kan iets kweek in ons, waar ons sal begin vrug dra en waar ons u vreugde kan begin beleef.
En hoe dit kan oorspoel in mense se lewens. En waar ons kan lief wees vir die mense om ons. Waar mense na ons kan kyk en net met ons in verhouding kan staan en hulle kan net sê, maar wow, ek kan nie glo hoe mense my hanteer nie, as gevolg van hoe ons hulle hanteer. Here, mag dit regtig 'n ding is mag hierdie saad regtig net wortel skiet in ons harte. Mag gedeel raak van wie ons is. En Here, mag U vir ons krag gee. U is so goed en ons aanbid U daarvoor vanoggend. Amen.